Wees gemakkelijk, wees vry as jy wil sing, sing as jy wil spring, spring. As jy wil rondhardloop, hardloop, ons maak jy dit tot ere verheerliking van die Here. Amen. Ons gaan net so stadig met vir my hand van ons te open, dan gaan ek ons die koortjies lei. Sing lekker saam volgende. Amen. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Dankie ons Vader dat ons verhoorde na hier kan kom in die naam van Jesus. Om die al die lof en die eer en die aanbidding te gee wat u toekom verhoorde. Dankie Vader, u sê die woord wat toe op my naam vergader, daar as ek in hulle midde, daarom sê ons welkom o Heilige Gees in ons midde. Vra Here die verhoor ons sal seën en sal salf. Die Here wees in ons midde verhoorde. Dankie vir ontvangbare harte verhoorde wat sal ontvang dat by die Heilige Gees aan die gemeente wil sê verhoorde. Seën die musiekers, seën elke lied wat ons sing, elke instrument wat ons speel word, salf die pastoors hulle lus op die koofie van die altaar in Jesus se wonderlike naam. Amen. 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 Nou, die Bybel praat van die kerk, ek sê dis die kerk, maar dit is wat Jesus behoor is aan kerk, as hy bereid is die kerk. En hy sê, dat het soos 10 maagde gewees, en hy het allemaal aan die slaap gegaan. Nie net 2 of 3 van die koning, hulle allemaal. So die kerk het aan die slaap gegaan. Maar die Here sê, toe die bruidegom kom, dus dan word hulle wakker, en hulle soek olie, en 5 van hulle het olie, en 5 van hulle het nie olie nie. Weet jy die kerk slaap, as jy kyk na die wêreld, is ons in 'n tyd van slaap. Maar solank ons die olie het, gaan ons dit maak. Halleluja, sorg dat die olie het, terwyl daar nog olie te vind is. Amen. Sê vir die Here, give me oil in my lamp and keep me burning till the light of the heaven. Give me oil in my lamp.
Praise
ons weet, U is die lam wat geslag is, maar U is gekroon met baie kroning. Here, want U is die koning van die konings. Here, U is die oorwinning van dankie, kan jy sit like jy nie aan baie aan die orkes of volgende gespeel het. Amen. As u woord het, kan u oopmaak in Markus, hoofstuk 12, ek gaan met my kinders van my te kan help. Nee, elke moet een spreker krijgen. En lees het terug en het was het weer. Amen. Markus, hoofstuk 12. Elke van u kan een spreker krijgen, ek denk Frank hoef nie een spreker te krijgen nie, want hy gaan homself zeer makkelijk. Die rest van ons is allemaal mooi groot genoeg. Die lukt mens verdeel. Kan afgekant. Die spreker tot de zin van hem. Zo, maar zo. En dit komt zo weer. Amen. Nou, voor ons gaan lees, terwijl jy nou die spreker daar krijg, het ek 'n vraag vir u. Enige van u al, en dit is eintlik 'n retoriese vraag, wat ons almal het al. Die vraag gevra van wat is die beste? As mens net in die laerskool inkom, dan is my pa altyd sterker as jou pa. Ek kan verder die bal gooi, ek kan verder die bal skop, ek kan harder slaan, ek kan vinniger hardloop. En dan as mens in die hoërskool kom, kan mens op pa niks meer doen nie, dan is ek nou die sterkste. Jy sê jy sal op jy sal sien. As jy in die hoërskool is, gaan jy sterker as jou pa, jy gaan glo. Maar wie van nie het al die vraag gevra, wat is beter, wat is groter? Wie was gister die beste Ierse rugby spelers, die red gewees al die kaarte gegee? Ek was al die vraag vir jyself gevra, is dit nie? Wat is die beste werk? Wat is die grootste? Wat se land is die beste? As kies as die vinnig was 'n bietjie veilig, dan by dit weer. Of is dit net ek? Wat is die belangrikste? Wat is die belangrikste ding om vandag te doen? Dis almal vra ons daai vraag. Amen, is dit nie so nie? En as mense enige vrae. Nou ons gaan hier lees uit Markus hoofstuk 12 uit. Ons gaan lees van vers 28 tot by vers 34. Vers 28 sê, en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor dit toos en wis dat hy, dis Jesus, hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onze God is die enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod en die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het die waarheid gesê dat God een is en daar geen ander as hy is nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en die hele verstand en die hele siel met die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as brandoffers en die slagoffers. Toe sê Jesus, toe sien Jesus dat hy verstandig geantwoord het. Sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het het meer gewaag om hom vrae te stel nie. Tot sover die woord het. Nou verskoon my stem is nou reg, nie bekommerd wees nie.
Maar voor ons hierdie gedeelte bietjie meer in diepte gaan kyk, moet ons net die agtergrond ook verstaan. Jesus het klaar die donkie in Jerusalem ingery. Hierdie is die laaste week voor hy doodgemaak word. Eintlik die laaste paar dae voor hy doodgemaak word. En Jesus is in die tempel. Hy vertel gelykenisse, hy leer, die mense vra. Die skrifgeleerdes en die fariseërs vra om die bos te lê. En baie keer val ons ook in daai dinge. Ons vra meer om antwoorde te kry om onsself te verdedig of iemand anders aan te val as om die waarheid te leer. Is dit nie so nie? En waar ons begin by die gedeelte, dan lees ons ekskuus, ek sien goed raak wat anders nie raak sien. En daar staan toe een van hulle wat bygekom het, en ek dog by myself, het hy nou bygekom en hy besef, Jesus is regtig die Here. En daar is so dink skool ook. Hulle sê, hierdie fariseer of hierdie skrifgeleerde was een soos Nikodemus wat tot by die Here gekom het en sy hart vir die Here gegee het. So hy het eintlik bygekom want hy was daar, hy het gekom en toe hy sien Jesus het allerhande goed gesê. Het hy gesê, maar hy het goed geantwoord en toe kom hy met die vraag, as ons hierdie moet gaan vergelyk met Matteus 22, dan sien ons dis nie die geval nie. In Matteus kan ons, as ons daar gaan lees, sien ons, hy het juist gekom om Jesus vas te val. Dis sy hoofdoel gewees. En as jy nie dit glo nie, gaan lees dan Matteus 22. Maar hy kom met hierdie vasvraag om Jesus te kom vra, juist om die bos te lê, juist om te probeer kry, dat hy iets sê, dat hulle dit wat hy sê kan minderwaardig stel, of om te kruisig, want dit was hulle eindelike doel gewees, om hom dood te maak, om hom stil te maak, dat dit wat hy nou sê, kan ophou. En hierdie ou kom en hy sê, wat is tog die grootste gebod? Dis wat in ons woord staan, die eerste, maar is net die grootste. Wat is die belangrikste? Wat is die grootste? Wat is die ding wat ons moet doen, heel eerste? Jy sien dat hulle wil hom vasmaak, hy iets uitlig, en dan kom met iets anders en sê, nee man, hierdie is belangriker, of hierdie is groter, of hierdie is iets wat ons eintlik eerste moet doen. En Jesus kom en wanneer ons hierdie lees, wanneer ons oorvertel, staan ons, hy het twee goed gesê. Hy het gesê, ons moet die Here lief hê, ons moet ons naaste lief hê. Is dit nie wonderlik dat Jesus al hierdie vreeslike baie reëls en regulasies, wat eintlik boeke vol is in die Ou Testament, som hy op in twee sinnetjies. Jy moet die Here jou God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Sien die simboliek in hierdie oor. Hy stel vir ons 'n horisontaal of 'n vertikale en 'n horisontale. En ons moet dit by mekaar tussen die kruis. Maar kyk, daar's drie goed wat Jesus doen. Die tyd wat die volk in gebly het, was hulle onder Romeinse regering gewees. Hulle was onder 'n volk wat baie gode gehad het. 'n Groot verskeidenheid. Daar was 'n God gewees van die dag, daar was 'n God gewees van die nag. Daar was 'n God gewees van reën, daar was 'n God gewees van as jy plant, daar was 'n God gewees van as jy vrugbaar wil wees, daar was 'n God gewees van geluk, daar was 'n God gewees van oorlog en vir elke ding wat jy kan dink was daar God. As ons nou 'n besluit moes gemaak het, wat sou ons nou vanmiddag hê, dan seker dat hulle 'n God vir dit ook gehad het, dink ek. 'n God vir elke ding. Vir hierdie, en daai, en vir dit, en vir dat, en alle kante toe. En Jesus sê vir hulle vers 29, die eerste van hierdie gebooie is, jy sien, Jesus leer hulle al vasvra. Hy leer hulle eers, wie moet hulle aanbid, vir hy vir sê, hoe moet hulle aanbid. Hy sê vir hulle, luister mooi, die eerste gebod is, die Here ons God, is 'n enige God. Hy kom terug en hy wil vir die volk dat hulle onthou, die Here wat ons dien is die enigste een. Daar is nie 'n bevel daar in die heelal, al die gode sit daar en jy kan gaan kies en gaan keer wat jy wil dien vir watter situasie nie. Hy sê, ons Here is die enigste Here.
Hy wil by die volk dat onthou dat die Here het hulle uitgelei. Hy is die ware God. Daar's nie ander ene nie, daar's nie ene wat 'n geluksgod, en gelukkig het hulle vinnig genoeg deur die see gegaan, voor die see toe gegaan en voor die Egiptenare nie. Hy wil by hulle tuis bring, ons Here is die enigste Here. Daar's niks anders om te soek nie, daar's nie ander om te aanbid nie. Ons moet net hom aanbid. Dis die heel eerste ding wat hy doen. Hy laat hulle besef, wie moet hulle aanbid, voor hy vir hulle sê, hoe moet hulle aanbid. Want ons moet besef, ons moet die Here, ons God, aanbid en hom heel eerste. En hom heel laaste ook. In Engels sê ons the one and only. Die een en enigste. Dis baie maklik om, en almal van ons is skuldig daar. Dis baie maklik om ons vertroue net vir 'n sekonde op iets anders te sit. Dis baie maklik om ons vertroue net vir 'n sekonde te sê, hoorie man, my telefoon, my versekeringsmaatskappy sê hier kom haal. So ek sit my vertroue op my versekeringsmaatskappy, want hulle sê hier kom haal. Dan moet ek my kar vinnig onder 'n aftak trek, in 'n garage intrek waar dit toe is, want ek wil nie skade aan my kar hê nie, want niks meer fout is nie. As ek in 'n garage intrek, moet ek komberse oor hom sit en alles. Want ek vertrou wat my versekeringsmaatskappy gesê het. En broers en susters, 9 uit 10 keer haal dit nie hoor. Ja. 9 uit 10 keer sit ek my volle vertroue, dit gaan nou haal. Ons moet vinnig maak. En dan gebeur daar niks. Reën partykeer nie is. Ja. Partykeer reën en 3 druppels, en dan is dit nou die haal wat sou gekom het. Maar dit is so maklik om my vertroue iets anders te sit as die Here. Ek en u moet so nou 'n pad saam met die Here stap. Ek moet kan opstaan nou en my kar nie onder die aftak gaan intrek. En as iemand sê wat nou, sê ek nie, die Here sê maar daar's 'n halfpad. Ja. Dis ons verhouding met ons met die een en enigste moet stap. Ek haal my ma uit ons rugby kyk. Mis. Ek sit my vertroue in mis. Dan is ek mis. Ek gisteraan kyk ons rugby en sê mis weer. Ek sê hy gaan nie miskop weg in die bal was. Oef, skop in die bal was. Dis nie dat ek goed is, ek het net gesê, sommer net uit sê. Maar dit is so maklik om dit te doen, nie is dit nie so. Dit is so maklik om my vertroue, net vir 'n sekonde, hy moet gaan swak, nou moet ek my vertroue hierdie sit. En sy moet nou daar kom, en sy moet nou hierdie, en sy moet nou plaaslik my vertroue weer. Ons vertroue is op die Here, ek sê maar net vir u. Maar dit is so maklik om net so oomblik net vinnig ons oor van die Here afhaal. Net vinnig te kyk, hoorie, is hier iets anders wat ek kan doen. Shalien, as dit nie so nie, so net so vinnig. Nee. Maar Jesus kom en hy sê, die Here, ons God, is 'n enige God. Hy is die ja, hy is die amen. Hy is die begin, hy is die einde. Alles wat jy wil hê, dit is hy. Alles wat jy soek, dit kan hy gee. As dit vir jy beswil is, dan een bid vir 'n vrou, dis nie die vrou nie. So nie daai vrou kry nie. Jy moet nie daai vrou nie. Party mense luister aan van my van die vrou. Dan sit hulle met 'n hele lewe lank so probleme. Sal hy met mans ook, mans het tyd baie erger as vrouens. Maar die Here, ons God, is 'n enige God. Is net hy. Is niks anders nie, kan jy let nie, is niks anders nie. Is net hy. En dan gaan hy verder. En hy sê, en hy sê dan vir jou, die makers kan sê vir ons, en julle moet die Here julle God lief hê, uit julle hele hart, en uit julle hele siel, en uit julle hele verstand, en uit al julle krag. Dit is die eerste gebod. Weet jy, die Bybel is so wonderlik geskryf, om sekere goed vir ons uit te lig. Hy herhaal hier, uit jou hele, 4 keer. As daar gestaan het, die Here jou God is die enige God. En jy moet hom lief hê, uit jou hele hart, siel, verstand en krag.
So het vir soveel waarde gedra as om te sê, en jy moet hom lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Jy sien, hy lig dit vir ons op, om het te beklemtoon vir ons te sê, dit moet jy doen, en hierdie is 'n gedeelte wat uit die Ou Testament uitkom, wat Jesus aanhaal, 'n gedeelte wat die Jode op hulle mure geskryf het, 'n gedeelte wat die Jode elke dag in die tempel opgesê het, 'n rypie wat hulle geleer het, maar partykeer leer ons rypies en ons vergeet het om dit te leef. Partykeer leer ek die Bybel en ek vergeet om dit te leef, omdat ek het geleer het, en ek kan so vinnig opsê. Ek was in alles verstaan, Christus met die krag, en dan gaan ek, en ek dink nie wat ek sê. Ons in hierdie gedeelte in Deuteronomium, as ek reg gesê is, my plek het, ja, Deuteronomium 6, dit is eintlik 2 gedeeltes. Dis Deuteronomium 6 en Levitikus 19, hy sê dit saam. En hy sê, julle moet die Here, julle God lief hê met julle hele hart, en met julle hele siel, en met julle hele verstand, en met al julle krag. Eintlik wat hy vir ons sê is, ons moet ons alles vir die Here gee. Ons moet die Here lief hê met my alles. Ek kan nie een greintjie nie vir die Here lief hê. Hy beklemtoon eintlik wat in die vorige vers gesê het is, van die Here jou God is die enigste God. Jy moet net hom lief hê. Nou gaan ek my vra, ja, maar hoe het ons Here lief, en dan so 3 vinnige goeders wat ons kan aangaan. Ek wil nie op stoel staan, ek wil nie baie lank wees nie, want ek wil hê jy moet onthou waar ek gepraat het. Daar's 3 goeders. Die eerste ding is hoe ons die Here kan lief hê, is deur getrou te bly aan hom. Die Here wil hê ons moet getrou wees aan hom. Die Here wil hê ons moet luister wat hy sê. As mense 'n skrifgeleerde en 'n gelowige vat wat nie 'n kind van die Here is, dan vat hulle die wette van Moses en hulle tik dit af, elke ene wat hulle moet doen. En ek dink hoe meer tikmerkies langs hulle naam kan kry, hoe meer guns gaan hulle hê by die Here. Dis nie so nie. Want hulle tik dit sonder om liefde te hê. Tik, 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 tik. Jy mag nie doorstaan nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie daar so vrou kyk nie, jy mag nie hier doen nie, jy mag nie daai doen, jy mag nie daai doen nie. As jy dit doen, moet jy dit doen. As jy hierdie gedoen het, moet jy daai doen, gaan offer. En dan tik dit af. Tik, 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 tik. En ons doen partykeer ook hoor. Ja, ek het vandag Bybel gelees en ek het gebid, dan kan ek al hele pad op die werk en ek kan hele wees met daai, want hierdie plek kan leer mekaar nou uit. So ek moet 'n bietjie langer bid vanaand en ek tik, 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 tik dit af. As jy die Here dien, deur tikmerkies te maak, dan seker goed wat jy doen, los dit. Kom by die liefde. Iemand wat nie gelowig is nie, van die Bybel sê, "O nee, daar's te veel wette," sal nooit daarby kan uitkom. Die kind van die Here. Kyk wat staan in die Bybel. As jy Psalms gaan lees, in Psalm 40 vers 8, dan sê dit, en ek verheug om my om te doen wat die Here van my verwag, is in my eie woorde. Want dis wat moet neerkom. Ek moet my verheug om goed te doen. Ek moet my verheug om te handel volgens dit wat die Here vir my gesê het. Dis wat Jesus van my verwag. Dis wat ons doen wat hy vir ons sê. Volg dit met blydskap. Die Bybel sê, jy mag nie begeer nie, dan begeer ek nie. En as Nico 'n nuwe bakkie koop en sê, yes, ek bly vir jou. Sonder om sy bakkie te begeer. Ja, ek mag sê, ja, dit sal lekker wees, as ek nou ook so bakkie kan hê. Mag ek sê, ek gaan sy bakkie begeer en sy. Nee, ja. Sy wiele wat hy opsit, sy petrol, diesel wat hy uit, dis nie myne nie, my eie bedoel ek het sê. Yes, kry het vir hom. En as Tannie Letty nou, op as ek Tannie Letty nou, Tannie Letty in die huis koop, sê ek, yes, ek bly vir Tannie Letty. Verstaan, ons moet dit wat die Here van ons verwag, wat ons nie moet oortree nie, moet ons met blydskap kan doen. Dis hoe ons liefde aan die Here terugbewys. Deur om te soek. Ek moet die Here soek. Ek kan nie net verwag dat die Here vir my gee nie. Jesus het klaar alles gegee. Ons moet verstaan, Jesus het gekom en alles vir ons gegee. Hy kan nie nog gee nie. Ons moet nou net die Here soek. Ons moet nou toe gaan, sê Here, ek moet iemand in jou leven doen. Ek moet eindig en uitgaan het. As ek dan daar van jou best van 35 en die kant toe loop, dan raak ek so opgewonden om my hart klop so Is dit die waarheid? Nicodemus begin kyk en hulle sê hy was opgewonde geweest. Nee, ja. Selfs as maar sê my sê was ek opgewonde geweest.
Maar daai selfe blydskap het ek nog steeds as ek huis toe ry in die middag as Andrew huis is. My vrou sê, klop aan. En so moet ons verhouding met die Here wees. Of ek die Here eendag dien, en of ek hom 60 jaar lank dien, en of ek 100 jaar lank tussen die Here dien, daai blydskap, daai opgewondenheid om die Here te soek, om meer van hom te leer, moet nog steeds daar wees. Want ek sal nooit alles van die Here kan leer nie. Nie in die ewigheid sal ons alles van die Here kan leer nie. En ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefheid bewaar, my gebooie. So ons moet die Here lief hê. Ons moet gehoorsaam wees aan hom. Dit bly die skort en naby getrouheid, nee. Dan kom ons by vers 31. En die vertikale word nou gelijkgestel aan die horizontale. En vir ons die kruis te volg. En Jesus sê, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoeveel van jy het al gehoor, ek het die Here so lief, maar ek hou nie daarvan van mense. Ek het teruggetrokke persoonlikheid, so ek hou nie van mense. Ek skraam weg van alle mense af, maar ek die Here baie lief. Want mis die liefde van die Here, want die Here het mense lief. Dis hoekom hy gekom het, omdat hy lief is vir ons. Johannes sê vir ons, want God is liefde. En Johannes 3 vers 16 sê, want daardeur het ons liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en so moet ek my lewe vir my broer of suster ook kan aflê. Ek moet liefde kan hê, soveel verloor dat ek sal dood gaan val. Nie vir my vrou nie, ja, vir my vrou ook, vir my kinders ook. Maar ek moet liefde vir my medemens hê. Dat ek sal dood gaan val. En nou gaan my vrou, ja, maar wie is my medemens? Dan is die Bybel. Jesus leer ons, hy sê vir ons, daar was een keer 'n man gewees, en die pad gestap, kon rowers kom, en val hom aan, en gooi hom al dood langs die pad. En dan kom 'n priester verbygestap. Die priester sê, nee, ek doen hom aan. Hy is nie by. En dan en Jesus sê, kom in die fiets. En hy kom ook in die pad op, hy sê nie, hy sê, nee, ja, wat mooi probleem. En dan kom ons op die taal. 'n baster. Iemand wat geen plek volgens die Jode gehad het in die tempel nie. En hy kom by en hy sê, hier, jy is hard geslaan. Jy lê lekker die dood. En hy tel hom op, hy versorg sy wonde, hy vat hom na die hospitaal toe, hy sê vir my daar, versorg hom, en as van koste sê, geef vir my, dis ons al nie. Dis die naaste, hulle wat die behoefte is. Nie pastoor is net as kerkmense, nie broer en suster, dis hulle wat die behoefte is. As jy stap, en as iemand wat daar lê en seer, en jy sê, ja, is nie ons kerkelijk nie, want die nie naaste lief. Want Jesus leer ons, hy wat daar lê, langs die pad, spartel in sy bloed, hy is jou naaste. Maar hom moet jy omsien, of maar hom omsien. En ons kan ure tyd langs spandeer, ons kan ure daaroor praat. As jy nodig, iemand vir self uit nog wie naaste is. En nog liefdes vir hulle bly. En dan gaan ek verder, in vers 31 en 32, kom die skrifgeleerde, as hy nou Jesus nou wil prys, om te sê, jy het mooi gedoen. Hy sê, dit wat jy gaan, want dit is allemaal goed. Hy sê, ons Here is die enigste Here, weet. Hy sê, ons moet hom lief hê met ons alles. Dit is goed dat jy het gesê. Hy sê, ons naaste moet ons lief hê soos ons self. En dan gaan hy verder, en hy top en plys iets wat Jesus gesê. Hy sê, en dit is beter as 'n offers te bring. Jy sien, so hier moes ergens Jesus so dit wat hy gesê het, moes hy gevolg het. Beteken nie, hy is 'n kind van die Here gewees het. Ek kan die skrif maar haal. En ek kan Jesus prys vir alles wat hy gedoen het. En ek kan Sondag vir Sondag hier in die kerk sit, en ek kan 'n gelowige bly sonder my hart verweer. Het help nie. Ek lewe 'n lewe wat skyn aan buitekant toe en binnenkant is nog vyand.
Het help nie kan sê, Jesus, dit wat jy sê, ja, dis goed. Verstoor daar wat jy gelees het, dit is nou oulike woord wat jy gelees het. Dan stap ek uit, en borrel die vel gelet, uit by die huis. Help nie. Want hier het goed gepraat. Het gesê, dit wat jy gesê het is reg. Het gesê, die Here is ons enigste Here. Ons moet die Here lief hê. Ek moet my naaste lief hê. Ek weet nie of hy guns my ook gekry het nie. Hy sê toe Jesus se woorde self, dis sommer beter as God laat hoor. En Jesus sê vir hom, was jy klaar. Ek wil die laaste vers lees met dit. Dis die samenvatting van alles. Toe sê Jesus, toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het. Sien Jesus sê net goed geantwoord nie. Hy sê verstandige antwoord, beteken hy kennis gehad, want hy liefde gehad. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Klink nou baie goeie woorde, maar is eintlik baie slegte woorde. Jesus sê vir hom, jy het alles wat ek sê, neem jy in, jy kan het hier verwerk, jy kan die aan dink, maar het kom uit jy. Sy woorde is goed, maar jy is ver van die koninkryk. Of hy daar sê, jy is nie ver van die, weet jy wat? As die hemel eendag gaan wees, en iemand staan so ver uit die hemel uit, is hy naby aan die hemel, maar hy is baie ver. Die vrou het vanoggend gesê, ons sing die liedjie, gooi in die lamp van my, want ons moet ingaan as Jesus kom, ons moet daar ingaan doen. En ek het nie 'n lang woord en ek wil afsluit vandag met die spyker wat jy gekry het. Hou 'n bietjie spykers op vas en kyk hierdie spykers. Ek het 'n verhaal gehoor van 'n man wat 'n baie mooi huis gehad het. En die duiwel wil die huis hê, die duiwel kom by hom en kla by hom. Nee, ek moet sê, ek die huis het, hierdie man sê, nee, gaan my huis bring. En die duiwel aan, en hy sê, ek wil net een kamer in die huis, en die man sê, nee. Die duiwel aan, hy sê, ok, ek soek net plek om een spyker in die huis op te staan. Die man dink so by homself, hy sê, een spyker is so erg. En die duiwel gaan en gesaal in van sy lewe. Maar so die spyker en die duiwel gaan weg. Die man het dis alright. Hy het my nou gelos. Die week gaan verby en niks gebeur, maar die spyker hang daar in die muur. Die tweede week gaan verby, dan gebeur niks en my spyker is daar in die muur. En na 'n maand kom die duiwel terug met sy sak. Dan drup bloed in hy sak. En hy wil gaan in, en hy hang my sak aan my spyker. Die man sê, hey, wat maak jy? Hy sê, die duiwel sê, daar is my spyker, jy los alles uit op die spyker. My spyker. Die bloed wat hy uit die sak uit drup, maak die man skoot, want is nou fijn. Na 2 dae toe, trek die so weg. En dan nog 2 dae, sal jy dit vertrek vir vlees, dat jy amper jou kan ingaan. En na 'n maand reik die hele huis aan groot vleis. Dat daai man naderhand net die huis uit moet trek, weg moet gaan. As gevolg van een spyker wat hy toegelaat het. Nie vertrek, nie die hele huis nie, nie 'n kamer nie, een spyker. Die duiwel mag nie een spyker in my lewe hê. Hy mag nie een plek hê waar iets kan ophang in my lewe. Hy mag nie een kans kry nie. En as jy 'n spyker in die lewe ergens het, trek hom uit. Gooi hom by die huis. En maak seker hier alles is vir die Here. Die hele hart, die hele verstand, al jou krag, al jou alles,
Maak seker is by die Here. Dat die duiwel nie kan kom. En nou ietsie daar kom ophang. Maar met jouself. Met jou eie huis uitbring. Wat in die spykerhuis doen. Doe nie meer gaan slaan nie as jy doen. Wat in die spykerhuis doen, sit op die bedkast. Ons sit hom op die koffietafel. My spyker gaan nie by die plek bly en my deel. As jy spyker sien, sê vir jouself, die duiwel ergens 'n spyker in my lewe. As iets in die lewe begin nie lekker gaan, wat hang met my spyker? Kom by die Here uit, sê Here, trek hierdie spyker vir my uit. Gooi dit buitekant my huis, dat dit deel is van my. En maak seker, soos ons hier gelees het, Markus 12, jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit nie. Maak seker, oor die stink van die duiwel saam met beweeg, waar jy gaan. Mag die Here die woord maak en ons seën. Amen.